Ons is so bevoorreg om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te kan ervaar vanmôre. Ons het die voorreg gehad om, ek kan nog so 'n klein bietjie harder vir my sit, hoor? Die musiek, dankie my liefie. Ons het die voorreg gehad om hierdie naweek so 'n bietjie uit te bedien. En ons was gevra om Vrydag in Volksrus te gaan bedien. Worship vir hulle te kom aanbied. Nou is 'n pragtige boere dorpie gemeentetjie AGS Kerk, maar hulle is nie so bevoorreg op hierdie oomblik om 'n orkes te hê soos wat ons het nie. En hulle het hierdie aand gereël 'n lofprysing en aanbiddingsaand vir Volksrusse mensies, en die Here was so getrou. Want dit was so 'n pragtige aand gewees. Ek sê vir u, ek het net hierdie week en veral die naweek van gister net weer opnuut ervaar hoe getrou die Here is. En hoe hy altyd net beter weet. God is die ene wat beplan, hy is die ene wat ons lewens rig, wat ons lewens stuur, wat al hierdie geleenthede wat ons het so, hy is die ene wat dit saambring, maar ek en jy het 'n keuse of ons dit gaan doen en of ons dit nie gaan doen nie. En ek wil die Here dank, want ons het so 'n wonderlike diens gehad. Ons was ver bo ons verwagtinge eintlik geseën. Daai gemeente het, ek wil nie jok nie, hoe lank het ons gesing? Ons het meer as 'n uur gesing. Kom ons sê vir veiligheid, langer as 'n uur het ons geworship. En daai hele gemeente het deelgeneem. Hulle sing nie die liedjies wat ons sing nie, dit was heeltemal iets anderste en iets nuuts. En weet jy, dit het niks saak gemaak nie. Dit het niks saak gemaak nie. Daai gemeente het geworship Vrydag aand. En toe ons klaar was, toe ons alles gegee het en ons is moeg, is dit nog nie genoeg vir hulle nie. Toe is hulle nog nie moeg nie. Toe wil hulle nog aanhou sing. Maar dit is net hoe amazing die Here is. Ja, ouma's reg, toe vra hulle vir my niggie Melanie, ons was by hulle gewees, hulle gemeente, en ons het saam met my broer hulle bedien, toe vra hulle vir hulle, is dit pause nou? Toe sê ons, nee, ons moet nog sing Sondag. Ons het nie nou pause nie. Maar God is so getrou, en die Here het so met my gewerk hierdie laaste ruk en hierdie boodskap so bevestig. So ek wil vir jou sê, as jy vanmôre hier sit, dan is dit nie maar net omdat jy maar net kerk toe gekom het of omdat hierdie net nog 'n boodskap is nie. Hierdie is 'n boodskap wat God wil hê jy moet hoor vanmôre. En ek wil vir jou vra, moenie mis dit wat Jesus vir jou beplan het nie. As daar een ding is wat ek jou kan beloof, dan is dit hierdie. Die vyand smag om jou worship te steel. Hy gaan uit om jou lofprysing en aanbidding te steel. Hy gaan uit om jou mond stil te maak. Want wanneer jou mond stil is en jy worship nie, kan jy nie in oorwinning staan nie. So hy sal alles in sy mag probeer om worship, prys en worship van jou te ontneem, want dan is ons kragteloos. Sonder gebed en sonder worship is die kind van God kragteloos. En ek wil vanmôre maar net weer met u gesels, maar net saam met u gesels oor worship. Ek weet ons is bitter bevoorreg en ek spog altyd waar ons gaan met ons gemeente om te sê, by ons gemeente worship hulle. Hulle is nie bang om 'n uur te worship of om 'n liedjie 10 keer oor te sing nie. En ek dank die Here daarvoor. Maar ek wil vanmôre vir jou vra dat jy sal toelaat en ek ingesluit, want die Here het hierdie week so met my opgedeel om net seker te maak vanmôre, as ek kan sê, net ons potloodjies so bietjie skerp weer te maak rondom hierdie ek wil nie sê subject, maar rondom worship, aanbidding. So ek wil vanmôre met jou gesels oor Johannes 4 vers 24. En as jy jou Bybel het, ek het nou vanmôre vir Michael afgegee by die bord, want ek
Ek wou al my pareltjies so by my gehad het vanmôre. So ek het vir hulle gevra, hulle moet hier by my kom sit. Ek weet ons almal het Bybel, so lees asseblief saam. Maak jou Bybel oop by Johannes 4 vanaf vers 23. En terwyl jy soek, gaan ek net so klein bietjie agtergrond vir jou gee oor hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte gaan oor Jesus wat die Samaritaanse vrou ontmoet by die put. Ek weet ons almal is wel bekend met hierdie gedeelte. En as jy in jou Bybel merk, dan is daar 'n paar woordjies wat ek wil hê jy moet uitlig vanmôre. En as jy dit nie doen nie, geen probleem, dan lees jy net lekker saam met ons. Maar daar's 'n paar woorde in hierdie gedeelte wat ek wil hê ons moet vanmôre hoor en wat ek wil hê ons gees moet ontvang. En soos wat ons vanmôre deur hierdie gedeeltes gaan, wil ek vir jou vra, stel jou hart oop, vra Heilige Gees. Kom breek hierdie woord vanmôre oop. En as ek dit gehoor het, kom maak dit weer nuut binne in my vanmôre. Daar's 'n paar stellings wat ek vanmôre wil maak en ek wil vir jou vra om nie offense te vat vanmôre nie. Kom ons stel ons oop vir die Heilige Gees. Kom ons sê Heilige Gees, dit gaan nie oor my vanmôre nie. Dit gaan oor wat U wil hê vir my vanmôre. Johannes 4 vanaf vers 23. En ek gaan uit die 83 vertaling lees. Hy lees hoe hy sê: maar daar kom 'n tyd en dit is nou. Kyk vir die maatjie langs jou, dan sê hy vir hom, dit is nou. Hy sê, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. En hoor gou hy sê, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. En dan vers 24, God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die 53 vertaling het 'n woordjie in wat eintlik vir my so kosbaar is, want hy sê daar, so hy sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in Gees en in waarheid sal aanbid. En dan hoor hy sê, want die Vader soek wie hom in Gees en in waarheid aanbid. Familie, ek dink nie hierdie vers kan dit nog beter stel, wat die Vader se hart is rondom lofprysing en aanbidding en rondom worship nie. Ons sien baie duidelik hier, ek wil amper sê, die vereiste wat Jesus gee rondom worship. Wat hy verwag van my en jou wat vandag hier is, en wat hy soek, wat hy na smag. Ek hou so baie van daai 53 vertaling wat sê hy soek. Wanneer ons worship, dan soek die Vader, die ene wat hom in Gees en in waarheid aanbid. Nou ek het die vorige keer het ek my hele boodskap in Afrikaans uitgewerk, en toe sien baie Engelse mense. En nou vandag het ek my hele boodskap in Engels uitgewerk, en nou sien almal Afrikaanse mense. So ek gaan nie die wat Engels is of wou hoor, kom ons lees maar net John 4:24, it says, Jesus says God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. This verse emphasizes the importance of God's desire in worship. Jesus sê nie in daai gedeelte, jy kan as jy wil nie. Of as jy vandag so voel, dan kan jy my Gees in waarheid aanbid nie. Nee. Jesus druk dit baie mooi uit in daai gedeelte en hy sê, die wat hom aanbid, moet in Gees en in waarheid aanbid. En ek wil vanmôre die eerste stelling maak, deur te sê dat wanneer ons nie
God in gees en in waarheid aanbid nie, is dit nie aanbidding nie. Worship is not worship if it's not done in the spirit and in truth. Jy sien, want dan is dit maar net nog 'n liedjie wat ons sing. Dan is dit maar net nog tradisie. Dan is dit maar net woorde wat deurgaan. Ons het soveel liedjies maar beplan, of my gunsteling liedjie. Maar ek wil amper sê, die verskil kom in wanneer ons dit doen in gees en in waarheid, en dit nie vir ons gaan oor die liedjie nie. En vanmôre is eintlik so 'n mooi voorbeeld met ons band, en selfs Vrydag aand, ons het 'n amazing tyd gehad, maar die vyand het so probeer om te kom steel, want hy weet presies die krag wat in worship lê. En jy weet, worship gaan nie, dit gaan nie oor die band nie. Yes, ons is gebless met amazing mensies, en ek dank die Here daarvoor, maar dit gaan nie oor my wat daarvoor is nie. Dit gaan nie oor hoe goed Anja op die buis is nie. Dit gaan nie oor wat se liedjie ons jou gunsteling liedjie sing of nie. Worship gaan, en ek gaan vir in Engels skryf soos wat die Here dit op my, lees wat die Here op my hart gelê het. Ek sê, real worship is when everything is about Jesus and nothing about you. It's His desire, His heart, His will, and what pleases Him. Hoorie wat ek vanmôre sê? Dit gaan net oor Jesus, dit gaan nie. It's not about my desire. It's not about my will. It's not about how I prefer or how I want it. En ek onthou 'n rukkie terug 'n getuienis wat oom Mike gedeel het. En hy het met ons gedeel oor hoe hulle 'n Sondag by 'n diens was. En ek hoop ek deel dit nou reg, oom Mike, en daar liedjies gesing was, maar oom Mike het nie lekker gesing daai môre nie, soos ek kon aflei. En op pad huis toe het oom Mike met die Here gepraat, en toe oom Mike by die huis kom, toe sê die Here vir oom Mike, maar dit gaan nie oor wat oom van nou nie. Onthou u daai getuienis, dit gaan oor wat God wou hê. Is dit wat God beplan het daai oggend? En dit is waaroor hierdie worship, waaroor God se desire gaan. Jy sien, dit gaan nie oor of ek gelukkig hier uitstap vandag nie. Nee, wat het God beplan vir jou? Jy sit nie verniet hierso vanmôre nie. Jy is nie verniet net genooi vanmôre om hierdie diens by te woon nie. God het dit so beplan dat jy hier moet wees, sodat jy hierdie woord moet hoor, sodat die Heilige Gees jou kan ontmoet, soos wat hy jou wil ontmoet. It's not about the feeling, the song, the band or the people. It's all about the only one, Jesus Christ of Nazareth. En weet jy, my hart word eintlik so seer as ek partytjies sien, want ek dink in vandag se kerke sukkel ons 'n bietjie met hierdie. Want ek dink dit is so maklik vandag om gevoelens met worship te meng. We mix our feelings and our emotions with our worship. Jy sien, wanneer die vyand dit reg kry om voor 'n diens jou om te krap of om jou so aan te val dat jy nie lus het om te worship nie, dan kom jy partykeer kerk toe en jy dink, ag Here, ek het nie nou lus vir worship nie. Ek voel omgekrap, ek voel kwaad, ek voel mismoedig. En dis die grootste fout wat ons kan maak. Die grootste fout wat ons kan maak. Ons kan nooit ons gevoelens en ons emosies meng met ons worship nie. Jy sien, want worship is nie, dit gaan nie oor my en jou nie. Worship gaan oor Jesus alleen, my gevoelens en my emosies, yes. Dis hoe ek voel, dis wat ek wil hê. Is ek lus vir môre? Jy weet, dit gebeur so baie
is ek lus om 5 liedjies vir môre te sing. Ek kies ook net daai liedjie, want as hulle 'n ander liedjie sing wat nou nie my liedjie is nie, dan is ek nou nie lus ook om te worship nie. En ons mis so wat Jesus vir ons beplan. Ons laat toe dat die vyand ons worship steel. Wanneer ons kerk toe kom en toelaat dat hy reg kry om ons mond stil te hou of om ons gedagtes so occupied te hou met wat gebeur het voor die tyd of dit wat gebeur het in die week. Ek baie keer dan noem ek vir die band en dan sê ek vir hulle, wanneer ons op hierdie verhoog klim, dan los ons emosies en onsself hier. Dan gaan dit nie meer oor Annelies nie. Dan gaan dit nie oor wat ek van nou, wat ek verkies, wat vir my gemaklik is nie. Worship is soveel groter. Jesus is soveel groter. Om God in gees en in waarheid te dien, moet ons die vlees uit die pad uitruim of die vlees op sy sit. Ons kan nie God in gees en in waarheid dien as ons hier kom staan en nie heeltemal afsny nie. En ek weet dit is moeilik. Ek weet dit is nie lekker nie. Vanmôre was dit moeilik vir my om te weet my kind is siek en sy kan nie speel nie. En daar was 'n oomblik wat ek wil kwaad word en wil dink, maar Here, dis vir U. Dit is vir die gemeente se opbou. Vir watse rede moet sy siek lê as ons kan kom worship? Maar weet jy wat? Weereens kom die Here en hy kom wys dit vir my dat hy het niemand en niks nodig om op te daag soos vanoggend nie. Ek sê weer, dis amazing om instrumente te hê en om te kan sing. Maar weet jy wat? God het een ding nodig. En dis jy wat moet opdaag. Dis jou mond wat moet begin worship. Niks anderste nie. Al hierdie goed is bysake. Dis mooi, maar dis bysake. Daar's so 'n ou lied wat sê, when the music fades and everything is stripped away, I will simply come. Is dit vandag se kerk? Is dit waar ek en jy is? Dat ek kan sê, Here, al lê my kind siek daar, en ek wil by haar wees, of ek wil hê sy moet hier wees, maar sy is nie, kan ek nog steeds sê, Here, dit gaan nie oor dit gaan oor U. Want God het haar in sy hande. Die Here kyk na, ek kan nie vir haar doen wat Jesus vir haar kan doen nie. Jesus kan baie meer vir haar doen vanmôre. Jesus kan werk, hy kan werk sonder enige een van ons, maar weet jy hoe mooi is dit? En dis so 'n gentleman wat die Here is. Hy kan alles, hy het nie een van my en jou nodig nie, en ek sê dit met liefde, maar weet jy wat? Hy gebruik my en jou. Dis hoe amazing hy is. Hy gebruik my en jou, want hy het 'n behaag in my en jou. Hy's lief vir ons is sy kanale, ons is sy wessel, sy kanaal waardeur hy werk, ons is sy hande, ons is sy voete, ons is sy mondstuk, wanneer ons hom toelaat. Ek lees weer, om God in gees en in waarheid te dien, moet ons die vlees uit die pad ruim. En hoekom sê ek so? Ek wil hê, jy kan blaai na Galasiërs 5 vers 17, of jy kan dit saam met my luister. En ek wil by dit sê, dis hoekom ons sukkel, of baie keer voel dat ons nie kan worship nie, is hierdie Galasiërs 5 vers 17 gee vir ons eintlik die antwoord op dit. Hy sê, en ek het dit nou in Engels gesit, so ek gaan vir in Engels lees. Hy sê, for the flesh desires what is contrary, sê gou vir my daai woord, Engelse? Ja, to the spirit. Jy het gehoor, nee? Contrary, wat? Weerste, ja, dis hy. To the spirit, and the spirit is contrary, sê weer? En sê net hard. Contrary, that's like contrary. And the spirit, kom ons lees hom van vooraf. For the flesh desires what is contrary
to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So wat sê hierdie gedeelte? Hy sê, my vlees en my gees eintlik bots, beklei teen mekaar. Want my vlees wil nie doen wat my gees wil doen nie. My gees wil nie doen wat my vlees wil doen nie. En dis hoekom dit so moeilik is partykeer om te worship, want ons het hierdie stryd binne in ons, van ons gees en ons vlees, wat fight die hele tyd oor wie gaan wen. Wie gaan submit onder wie. In worship, the Spirit yearns to connect with Jesus. En dis die verskille wat daar is tussen die gees en die vlees. Because the Spirit yearns to connect with Jesus. Die vlees doen nie. Die vlees wil die hele dag voor die TV lê, of wil die hele dag iets anders te doen. Die vlees is nie lus vir worship nie. Nee, die vlees is nie lus om stil te gaan raak, of om met God te connect nie. En dan sê ek, the Spirit is focused on Jesus. Maar my vlees is nie. Want my vlees wil fokus op die bekleierery wat ons gehad het voor die diens. Of my vlees wil fokus op my kind wat nie lekker is nie. Of my vlees wil fokus op my omstandighede wat moeilik is. Dit wat fout gegaan het in die week. Dis waar my vlees op wil fokus. It gives what is due to God. My gees wil God gee wat hom toekom. My gees wil uitroep en sê, dankie Jesus, ek loof U Here, ek prys U Here. Maar weet jy, my vlees wil partykeer inkom en sê, kom loof jy die Here. Kyk of jy God het verkeerd gegaan, man. Of jy's moeg. Jy's nie lus om dit nou te doen nie. Jou kop is seer. Moenie nou worship nie. Dink 'n pilletjie en gaan lê, man. Dan the Spirit knows its utmost dependency on Jesus Christ. Ons gees weet ons het Jesus nodig. Ons gees weet. Our Spirit knows that we need to connect with Jesus to stay alive. Ons gees weet dat sy asemhaling, as ek dit so kan sê, sy asemhaling is gebed en worship. Maar ons vlees wil dinge uit onsself doen. Ons vlees wil dit self probeer. Daar's 'n gedeelte wat so mooi is, ook 2 Korintiërs 10 vers 5. En hy praat van om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid van God se woord. En ek gaan hom vir jou lees, 2 Corinthians 10 verse 5. Hy sê, we demolish arguments and every petition that sets itself up against the knowledge of God. En hoor hy sê, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Jy sien, wanneer ons in die vlees is, dan het ons scattered minds. Ons kom sit hier en ons worry en ons dink aan alles wat ons moet doen en ons gedagtes, ons het partykeer so 'n worstelstryd net om ons gedagtes gevange te neem by die worship, want ons vlees probeer so hard om die oorhand te kry. En weer eens wil ek sê, ons kan nie. Ons kan God nie aanbid in gees en in waarheid as ons nie ons gedagtes gevange hou tot gehoorsaamheid van God se woord nie. Jy sien man, dis die eerste plek waar die vyand jou aanval op 'n Sondagoggend wanneer jy hier sit en wanneer jy begin worship. Dis wanneer hy daai eerste gedagtes inbring en jy jouself vind waar ons miskien al halfte deur die liedjie is en ons maar net gesing het deur die liedjie, maar jy het nie eens regtig gedink aan die woorde nie. En dis die waarheid. Ek weet, ek self partykeer vind myself, dan worship ek of ek sing en dan my gedagtes vir daai oomblik gegaan na 'n ander plek toe. Ek sing die woorde.
maar my hart is nie daar nie, my gedagtes is nie daar nie. En dit is my hartsbegeerte, is dat hierdie gemeente nie geken sal word, soos wat Markus van praat en Efesiërs van praat, wat hy sê, my kinders aanbid my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af nie. Dit is wat gebeur wanneer jy hier sit, maar jou gedagtes is nie hier nie. Dan is ons deel van dit, wanneer ons sing, en ons connect nie met die Heilige Gees nie. Wanneer ons God in gees en in waarheid wil aanbid, moet ons totaal en al oorgee. We have to surrender. In Proverbs 8 verse 17 says, I love those who love me, and those who seek me, find me. Jy sien, wanneer ons net op daai plekkie kan kom, wanneer ons gedagtes kan gevange neem, kan sê Heilige Gees, help my. Help my dat my gedagtes nie afdwaal vandag nie, maar dat ek gefokus bly op U. En ons Jesus soek, dan vind ons Jesus. Dis dan wanneer ons daai life-changing encounters met die Here het. Dis dan wanneer ons daai ontmoetings het, wanneer ons uitstap hier op 'n Sondag en ons is nie dieselfde nie. Ons kan nie dieselfde wees nie. Ek het so 'n bietjie net weer gaan kyk wat surrender beteken. En ek weet ons almal weet dit, maar ek wil dit net weer vars maak in jou gedagtes. En luister gou hierdie in die sin van we have to surrender totally to God in worship. Hy sê surrender beteken submission. I fully submit to the Holy Spirit, not my feelings, not my wants, but to the Holy Spirit. En dan beteken dit letting go. Letting go. Om af te sny, om weg te stap, letting go of what hinders me. Letting go of what holds me back. Het sy dit is gedagtes, wat ook al dit is, om dit te laat gaan, om te sê dit is nie my worship vanmôre die moeite werd nie. En dan, submission means trust. Kyk gou hoe mooi werk dit ook uit, as jy gaan opsoek, hy sê submission, ek gee oor aan die Heilige Gees, letting go. Om oor te gee aan die Heilige Gees, moet ek los wat my pla, né? En dan trust. Here, ek trust, ek glo U. Ek gaan U nou loof en prys. Ek gaan my aandag nou op U fokus, want ek weet, U sal met alles deel wat na die diens kom. God is reeds in môre. Hy is nie onbekend met môre nie. Ek en jy is onbekend met môre, maar hy is nie. En daarom kan ons sê, Lord, I trust you. In worship, I trust you. En dan acceptance. Here, dankie. Ek aanvaar wat U vir my wil doen. Jy sien, want die Heilige Gees het 'n afspraak met elkeen. Jy weet dit. Maar jy bepaal of jy hom gaan ontmoet vanmôre. Jy bepaal die mate van wat die Heilige Gees met jou gaan deel vanmôre. Niemand anders nie. Ons kan 'n awesome diens, praise and worship diens hê en 'n Heilige Gees gevulde diens hê, maar as jy nie jou gedagtes gaan gevange neem nie, en as jy nie gaan surrender nie, gaan jy dit mis. Dan kan ons doen wat ons wil, ons kan ons harte uitsing. Jy moet daai keuse maak om te sê, Here, niks maak nou saak, daar's niks belangriker as U nou nie. U is hierdie 60 sekondes of nie eers nie, is U die moeite werd. Want is dit nie maar waaroor dit gaan nie? En as ons dan nou in sy teenwoordigheid het, teenwoordigheid is hy nie jou aandag die moeite werd nie?
Psalm 139 en dit het so mooi vir my ingepas by surrender sê. Hy sê, look deep into my heart. David sê, look deep into my heart, God, and find out everything I'm thinking. Dis wanneer ons surrender. Dis wanneer ons op daai plek kan kom en kan sê, Here, ek weet wat in my hart aangaan. Ek kan dit nie wegsteek vir U nie. Ek kan niks wegsteek vir God nie. Hy weet alles. But Holy Spirit, I'm asking you to come and search my heart. Kom kyk diep binne in my hart, Here. Kom neem weg dit wat maak dat ek nie kan worship nie. Kom neem weg dit wat my vreugde steel. Kom neem weg dit wat blokkeer dat ek nie die Heilige Gees se vloei kan ervaar in my lewe nie. Worship with a genuine heart and not just outwardly or ritually. Nie net soos wat ons nou nog gesê het, aangaan, ons sing ons hande is op en ons klap ons hande, maar ons gedagtes is glad nie. God deserves your undivided attention for those few minutes of worship. En weet jy, hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dat Jesus verdien jou aandag daai paar minute? Want God is 'n jaloerse God. En God wil nie sy tyd, wat hy met jou het deel, met iets anderste nie. En wanneer ons gedagtes nie kan afsluit nie, dan deel ons tyd wat ons saam Jesus het, met ons gedagtes. Ek kon nie anders as om te dink, dit is presies dieselfde om te sê, kom ek gebruik 'n voorbeeld, twee mense is in mekaar se teenwoordigheid kuier saam, Anja en Chris. En as hulle gesels en Anja let nie regtig op nie en sy kyk rond of sy hoor net so tweede woordjie wat Chris sê en dan vra sy, "Askie sê, wat het jy nou weer gesê?" "O, okay, ja, nee." Gaan net weer aan. Sorry, wat het jy vir my gesê? Dis presies hoe dit is wanneer ons worship en ons gedagtes is nie gefokus op Jesus nie. Ons het 'n verhouding met Jesus. Soos wat ons 'n verhouding het met ons man of met ons vrou. So wanneer ek in sy teenwoordigheid is, en ek gee hom nie eers my volle aandag nie. Ek notice nie eers dat hy by my is nie. Ek weet nie so om te sê, en ek dink dit maak net God die Vader se hart seer. Ek hou nie daarvan, as ek met iemand praat, en ek sien hulle stel nie regtig belang om te hoor wat ek sê. Dit wat ek sê maak nie regtig saak aan hulle nie. Weet, dit gebeur mos baie, jy weet wat ek van praat. Partykeer ontmoet jy iemand en hy het nie regtig, wil nie regtig hoor wat jy te sê het nie. Jy kan sommer maar sien in hulle attitude. Hulle is daar en hy staan en hy kyk vir jou, maar jy moet eintlik maar net gou klaar kry dat ek kan loop. Dis nie lekker nie. Ek wil nie in so iemand se teenwoordigheid wees. Dan hou ek op met praat. En ek loop weg. Ek dink is dieselfde met die Heilige Gees. Wanneer hy agterkom, ons notice hom nie in ons midde nie. Weet ek gee hom nie regtig sy volle reg nie. Ek deel eintlik nou my intieme tyd wat ek met hom het, deel ek met my gedagtes of met dit wat fout gegaan het in die week, wat ek in elk geval nie kan verander nie, wat ek niks aan kan doen nie. Ek dink dan kom die Heilige Gees ook op 'n plek waar hy terug staan. En sê maar, hy wil. Maar jy moet wil, ek moet wil. Ek moet hom toelaat. Ek moet hom hanteer soos 'n gentleman. Exodus 34 vers 14 sê, God praat, hy sê, I demand your complete loyalty. You must not worship any other God. Ons het 'n jaloerse God, en wanneer ons tyd met hom spandeer, dan moet ons seker maak, ons acknowledge sy grootheid in ons midde, en ons maak nie daai fout om maar net so gewoon te wees aan kerk, en so gewoon te wees aan worship, en so gewoon te wees
aan liedjies, want ons kan dit maklik kry. Ons kan so bederf raak met God se teenwoordigheid, dat ons nie regtig acknowledge wie in ons midde is nie. Want weet jy wat, ek dink wanneer ons werklik waar besef wie in ons midde is, sal ons nie worship soos wat ons worship nie. Ek dink as Jesus in die vlees vandag hier moes staan en jy met jou oë in die vlees moes sien, dan sou vanoggend se diens baie anders te gelyk het. Ek praat van myself, praat met myself vanmôre. Die hartseer ding is hy is hier. Hy is by jou wanneer jy worship. Hy is in ons midde. En dan het ek hier geskryf, we need the Holy Spirit. Ons kan nie God in gees en in waarheid aanbid sonder die Heilige Gees nie. God is gees. We need the Holy Spirit. He is the one who reveals Jesus to us. There's no better one. Daar is nie iemand beter as die Heilige Gees om jou te help. Jy sien, die Heilige Gees is ons helper. Hy is die ene wat wanneer ons swak is, sterk is. Hy is die ene wanneer ek sê Heilige Gees, ek sukkel. Ek sukkel, asseblief help my. Is hy die ene wat kom en jou die vermoë gee om dit te kan doen? Hy is die ene wat Jesus in jou worship begin vir jou reveal. Jy sien, want wanneer ons die Heilige Gees toelaat, dan gaan dit nie net oor die woorde nie. Byvoorbeeld die Alpha en Omega nie. Die Heilige Gees kom en he reveals the Alpha en Omega. Who he is. Wat hy doen. Sy grootheid, sy almag. Hy is die ene wat dit lewend maak net weer vir ons. Worship must be guided by the Holy Spirit. And we have to allow the Holy Spirit to guide us in our worship, in our prayer, and in our relationship with Jesus. En dan wil ek so vinnig gesels oor waarheid. Wat is dit om God in waarheid te kan aanbid? Worship in accordance to God's character, His will and His word is true worship. En ek wil gou praat oor daai karakter. Jy sien, soos wat ek nou vir jou gesê het, wanneer die Heilige Gees deel raak, dan is dit nie net meer woorde nie. Dan begin hy vir jou God se karakter openbaar terwyl jy sing. En dan begin jy te ervaar, soos wat jy sing, dat God 'n liefdevolle God is. Dat God 'n genadige God is. That He is a God that is able. Jy sien, dis dan wanneer hy vir jou kom oopmaak dat hy die geneesheer is. Dat hy in beheer is. Dat hy die voorsiener is. En ons kom terug by surrender. Ons gaan dit mis as ons nie surrender nie. Onthou wat surrender sê, submission. It says letting go. It says trust. As ons nie toelaat dat die Heilige Gees dit doen nie, mis ons dit. So ons kan nie die een van die ander skei nie. Ons kan nie, we can't worship Him in spirit, but not in truth. We have, the two is one. Dis een. God's character is love, is mercy. His character is just. It's sovereign. He's good. He's wise. He's able. It's then when we realize He's healer. He's the provider. He's the way maker. He's the protector. En ons kan net aan gaan. En dan begin ons anders te worship. Wanneer ons God se karakter begin erken, begin ons anders te dink, anders te voel. Want dan weet ons dat He is able to do everything. En dan is will. God's will refers to the divine plan and purpose and intention of God for your life. Ek lees weer, God's will refers to the divine plan, His purpose and His intention for your
life. Dis wanneer ons net weer eens sê, Here, gaan nie oor my planne nie. Ek weet U het beter planne. Dit mag lyk asof die planne wat ek gemaak het, miserably gefail het. En yes, baie keer het dit. Maar weet jy wat? God het beter planne vir jou. Hy het 'n doel met jou. En daai plan en doel eindig nie wanneer ons planne deur die mat val nie. Of wanneer ons iets gedoen het wat verkeerd was, dan eindig dit nie. God se plan, sy intensie, sy doel met jou bly daar. Dis ek en jy wat moet terughardloop na hom toe. Moet sê, Here, opnuut, mag U plan in my lewe geskied. Mag U doel met my lewe geskied. Maak nie saak hoe oud ons is nie. Dit maak nie saak hoe oud ons is nie. Dit maak nie saak wat gebeur het nie. God het 'n doel vir jou, hy het 'n plan met jou lewe. Dit maak nie saak wat jou geskiedenis is nie. Dit maak nie saak uit wat se huis uit jy kom nie. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe. En dan baie belangrik, vanmôre wil ek nog 'n stelling maak en ek wil vra weer. Moenie offense vat vanmôre as dit dalk nie is wat jy wil hoor nie. Ek het hierdie so neergeskryf soos wat die Here dit net in my hart gegee het en ek het sê, people get stuck in worship due to the lack of knowing God's word and relationship with Him. We get stuck in worship, want ons het nie genoeg van God se woord in ons nie. Jy sien, dis partykeer maklik om vir die eerste 5 minute te kan worship wanneer die lekker vinnige liedjies daar is. En ons kan hande klap en ons het lekker beat musiek en maar wanneer die aanbidding tyd kom en dit kom op daai stadium wanneer ek my hart met God moet deel, dan moet daar actually iets in my hart wees. Dan het jy eintlik verhouding nodig. Sien, wanneer ek in 'n groep mense so kuier, dan is dit lekker want ons almal praat saam en hierdie ene praat en daai ene praat met mekaar maar wanneer ek alleen met iemand kuier, dan is dit wanneer verhouding inkom. Dan is dit wanneer daai gedeelte inkom van ek wil jou hart leer ken. Jy moet my hart leer ken. Ek weet wie jy is. Want wat gaan jy vir iemand sê wat voor jou sit wat jy nie ken of wat jy nie verhouding mee het nie? In die begin gaan jy die persoon leer ken natuurlik, maar jy gaan tyd insit om die persoon te leer ken. Sien, ons is partykeer so lui om God se woord te lees. Om tyd te maak vir die woord. En die hartseer van dit is dit kom deur in ons aanbidding. Want ons kom op 'n plek waar ons net stil begine voel. En ons het regtig iets het om te sê mee nie. Because we don't really know the one we worship. En wanneer ons regtig God se woord in ons het, dan kom die Heilige Gees in hierdie tyd and He waters it. En dan begin dit uit te borrel soos 'n fontein. En dan begin ek te sê, Here, U is almagtig. U is groot. U is sterk. Niks is vir U onmoontlik nie. Hoe weet ek dit? Want God se woord leer my dit. So ek wil vanmôre vir jou vra, as jy jouself bevind en jy moet jou eie hart vanmôre ondersoek. Dit is nie om iemand te veroordeel nie. Jesus het 'n afspraak met jou vanmôre. Worship is baie belangrik vir God. As jy jouself bevind op 'n plek waar jy stak raak, waar jy voel dat jy kan net tot op 'n plek gaan, maar jy kan nie deurdruk nie. Jy sukkel om deur te druk in worship. Jy sukkel om te bid. Jy sukkel, daar's nie iets wat kan uitkom nie. Dan wil ek vir jou sê, hier's jou probleem. Gaan terug. Gaan terug na God se woord toe. Ek beloof jou vanmôre,
wanneer jy God se woord in jou het, en wanneer sy gees dit lewend maak, sal jy nie eens agterkom jy staan 2 ure in worship nie. Jy gaan nie soek vir woorde of dink wat moet jy sê of it's just going to flow. That's the work of the Holy Spirit. And that's why we need the word of God. Ons het nodig om die een te ken wie ons aanbid. Anders het ons nie relationship met hom nie. In essence, worshiping in spirit and in truth means cultivating a deep personal relationship with God and expressing that relationship through genuine spirit-led worship. Ons moet worship cultivate. Luister, dit is so belangrik dat jy in die week moet worship, en nie net hier in die kerk nie. You will never be able to fully surrender and worship in spirit and truth if the only time you worship is a Sunday morning. Ja, nee. Ons moet tyd maak in die week, net soos wat mens grond voorberei. Nee, jy weet wat beteken cultivate? Dis om grond voor te berei, is om actually iets in te sit, saad in te sit. So, hoe kan ek verwag om op 'n Sondag in te druk en God in gees en in waarheid aanbid, maar in die week is my mond stil. Dan praat ek nie, dan worship ek nie. Sien ons, it all starts where we are alone with God during the week, worshiping Him, allowing Him to come and change us, to come and teach us, to come and fill us. Ons moet deur die week hom toelaat en tyd maak vir hom. Ons moet worship cultivate. Ek is klaar. Ek wil afsluit deur hierdie te sê, get worship fit. Get worship fit. Die mense wat in die gym is, jy weet, om 'n spier te laat werk, om sterker te word, moet jy oefen, Renier? Is dit nie? En jy moet hard oefen. Wil jy altyd gaan oefen? Is dit lekker? As jy klaar is? Exactly. Is dit partykeer seer, nadat jy geoefen het? It is. Maar dit is presies wat worship is. Dis om dit te beoefen, om dit aan te hou doen en aan te hou doen, tot jy op die plek is wat jy nie eers agterkom, okay, jy oefen, jy begeer dit net, it just flows. Dis net 'n kraantjie wat oopgedraai word, en jy gaan net aan met worship. Ons worship na dan 2 ure en is vir jou lekker, en dan vra jy, is dit pauze? Dan weet jy, you are worship fit. We have to get worship fit. Ons sal nooit herlewings maak, so ons nie worship fit is nie. Dan sê ek, forget about time and circumstances during worship. Kom ons vergeet van tyd. Ek weet ons is baie tydgebonde, en ek weet alles gaan oor tyd vandag. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons moet begin opweeg. Wat is belangriker? Is my worship belangriker, of is my planne na diens belangriker? Wat's belangriker? En dan sê ek, God is worth that few minutes of undivided attention. Don't you think? En dan wil ek nog 'n laaste statement maak, en ek wil sê, if you don't have a desire to worship, as jy vanoggend hier sit, en jy sê, Annelies, ek het nie 'n begeerte om te worship nie, dan wil ek vir jou sê, jou verhouding met Jesus is nie op die regte plek nie. En dan is vanoggend jou kans geleentheid om dit reg te maak. Daar's nie mooi doekies om dit te draai nie. As jy nie 'n begeerte binne jou het om te worship nie, dan is daar 'n probleem. Hoe sal dit wees as ek nie 'n begeerte het om by my man te wees nie? Sal ons enigstens 'n verhouding hê? Nee, ons sal nie. Ek moet 'n begeerte hê om by hom te wees, om hom te leer ken. Dis dieselfde met Jesus. As jy nie 'n begeerte het nie, wil ek vir jou vra die Heilige Gees
om weg te kom neem, miskien om heel te kom maak, binne in jou wat gebroken is, of om vry te kom maak, dit wat jou bind, sodat jy hom in gees en in waarheid kan aanbid. Maar moenie vanmôre hier uitstap, en dit maar net los weet tot volgende Sondag nie. Ek beloof jou, as jy dit net los, gaan jy net so volgende Sondag weer kom. Dit gaan net dieselfde wees. Jy moet actually nou, hier waar jy sit, hier waar ons staan, sê Here, ek is daai ene wat sukkel daarmee. Here, ek is daai ene wat nog nie die begeerte het nie. Wat nog voel, ek kan nie deurdring na U toe nie. Heilige Gees, kom neem weg dit wat my skei van U vanmôre. Ek is klaar met my boodskap, maar ek wil U vra vanmôre. Ek wil nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Ek weet ons almal kan nog meer tyd met die Here spandeer. Ek weet dit in worship, maar ek wil vir jou vra, en kan ek vra dat ons almal ons oë sluit, dat niemand nou sal rondkyk nie. Niemand nie. Hier is tyd net tussen jou en Jesus en die Heilige Gees. En ek wil vra, daar waar jy nou is, wil jy nie net vanmôre net so bietjie jou hart ondersoek nie. Net paar sekondes, die diens is amper klaar, dan gaan ons huis toe. Wil jy nie net daar sit en net jou worship, jou verhouding met Jesus, net so bietjie op die tafel kom neerlê nie. Kom vra Here, het ek nog 'n begeerte in my om te worship? Het ek 'n hongerte om te worship? Lord, do I give you what is due to you? Here, is ek die ene wat my worship, wat se worship verdeeld is, wat se gedagtes so scattered is, of so vasgevang is in bekommernisse en vrees en seer en net so baie dinge dat ek nie U volle mag en reg en tyd gee nie. En daar waar jy is, ek gaan vir jou bid, maar wil jy nie net self met die Heilige Gees praat nie? Hy ken jou. Hy weet van alles. En as jy vanmôre die een wil wees wat God van praat vanmôre, as jy daai ware aanbidder wil wees, die een wie God soek, dan wil ek vir jou vra, daar waar jy is nou, vra die Here om jou vry te maak. Vra die Here om jou heel te maak. Vra die Here om 'n nuwe passie, 'n nuwe honger, 'n nuwe dors binne in jou te sit. Vra die Here om weg te neem. Kom ons sê vanmôre, Here, ek is jammer. Ek is jammer, Here, vir alles wat ek toegelaat het om in die plek te kom staan. Ek is jammer, Here, dat my gedagtes so verdeeld is, dat my aandag so verdeeld is, Here. U verdien al my aandag. U verdien al my lofprysing, al my aanbidding. Here, U verdien al my tyd. Dankie, Jesus. As jy vanmôre hier sit en jy wil ek moet saam met jou bid. Ek gaan nie eers vanmôre vra dat jy opstaan nie. Dis tussen jou en Jesus. Dan wil ek jy moet hierdie gebed saam met my doen. En sê, Here, vanmôre kom vra ek vergifnis, Here. Ek is jammer, Jesus, dat ek toegelaat het dat die vyand my lofprysing en aanbidding kom steel. Ek is jammer, Here, dat ek toegelaat het dat die vyand my wegstoot van U af. Here, ek het U lief.
Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Ek erken U as my Here God, my koning, my verlosser, my meester. U is die Messias. Here, vergewe my as ek ander goed bo U geplaas het. Vergewe my as ek fokus verloor het, Here. Vergewe my vanmôre, Here, daar waar ek nagelaat het om U te aanbid. Vanmôre vra ek Heilige Gees van die Almagtige God, sal U alles in my kom lewend maak weer. Kom net maak. Sal U my help om God die Vader te aanbid in gees en in waarheid. Heilige Gees, sal U my lei in gees en in waarheid. Sal U Jesus se hart vir my kom oopmaak. Sal U my help om my gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid van God se woord. Here, want U verdien al ons aanbidding, al ons lofprys en ons tyd, Here. U is so almagtig, Jesus. Dankie, Here. Dankie vir die oggend, Here, en dankie vir die boodskap. Bid en vra soos wat ons nou uit mekaar uit gaan, Heilige Gees, dat U hierdie grond sal kultiveer, en dat U dit sal nat maak, Here, en dat hierdie gemeente geken sal word, as 'n gemeente wat God in gees en in waarheid aanbid. Ek bid, Here, vir elke ene wat hier sit, Here, wat die vyand reg gekry het om stil te maak. Ek bid, Here, dat die bloed van Jesus hulle sal kom vrymaak vanmôre. Ek bid, Heilige Gees van God, dat U deur ons in ons sal werk. In die naam van Jesus, dankie, Here, vir U